julle, Heidi van Stencil Works Emporium hier. Vandag wil ek vir julle kom ons noem dit 'n decor stuk doen. Hierdie goed is verskriklik soos die Engelsers sal sê gebruikersvriendelik, of kom ons noem dit gebruikersvriendelik. Jy kan soveel met hom doen. Om julle vinnige idee te gee, jy kan vir hom voete aansit en jy maak dit 'n table riser waarop jy kos kan uitpak of jy kan 'n platter met hom doen. Jy kan 'n handvatsel aansit vir 'n waslappie onder of jy kan hake opsit om iets aan op te hang soos hierdie. Alles hang maar af wat jy wil met dit doen. Vir hierdie video gaan ek hom net klein doen. Ek sal later besluit wat dit word. Dan dit is hierdie is een van my custom surfboards. Dit is uitgesny uit pine, 'n lekker dikkerige pine hout uit, so jy kan baie met hom doen. Ek het van hulle in voorraad, julle sou op my vorige posts gesien het op Facebook, dat ek 'n klomp verskillende houtgoed het. Hierdie is verkrygbaar by my. As daar iets custom is wat jy wil hê, stuur vir my 'n foto via WhatsApp of op doen navraag so. Ek is beskikbaar op WhatsApp. Julle kan navraag doen selfs deur Facebook. Maar ja, dit is 'n verskriklike lekker ding om te werk en omdat ons nou naby die see bly, is dit nogal 'n rigting wat ek van hou. Nou goed, vir hierdie doeleindes het ek gegaan en ek het met 'n mahogany steen het ek 2 lae opgesit om hom net 'n bietjie 'n donkerder kleur te gee as die gewone pine. Jy kan gaan en hom net op die pine doen. Ek wou net 'n bietjie kontras gehad het. En dan het ek dit 1 laag van die Hada Snails opgesit. Rede daarvoor is, as jy met 'n sealer werk, dan sit jy dit op voor jy stencil. Rede daarvoor is as jy stencil en om een of ander rede bloei die verf onder die stencil in, of jy het 'n plek waar jy droog gemaak het, dan haal jy stencil af, jy vat 'n wet wipe en jy vee af. Jy hoef nie te gaan skuur nie, want daar is reeds 'n sealer op, so jou verf gaan nie in jou hout intrek, wat dit dan moeilik maak om jou foute reg te maak nie. So dis die rede daarvoor. Jy kan ook, as jy met waxes werk, dan sit jy 'n laag kleurwax op, en dan doen jy jou stencil, en daai tyd dan seal jy dit nou maar net weer met 'n wax, of dan nou met 'n sealer ook, hoe jy ook al verkies. Nou goed, vir hierdie ene gebruik ek ons splinternuwe stencil, wat die palmblaar stencil is. Nou hierdie stencil is verkrygbaar in 3 groottes, A3, A2 en A3, A4 en A5. Dis maar ek vir hierdie een gaan ek die A4 gebruik. En dan jy kan natuurlik gaan en een van ons ander nuwe stencils is die I'd Rather Be at the Beach, wat jy ook net boop kan doen, en jy kan hom basies boop doen en jy kan hakke onderaan sit en dit kan jou strandhanddoeke wees, wat ook al. Maar ja, so kom ons begin met die stencil werk. Ek gaan nou juist begin met die kleiner van die blaar en ek wil hom bietjie teen 'n kurwe sit. Jy kan hom nou vasplak as jy wil. Gewoonlik doen ek dit nie, maar kom ons doen dit maar vandag. En dan vat jy 'n stencil kwas. Nou hierdie is, ek dink hierdie is die nommer 8 van Hamilton's Brushware. So jy kan dit net vat. Ek het nou klaar vir my 'n bietjie van die oud lys van iShack het ek uitgegooi in 'n bakkie. So julle sal sien daar's hopeloos te veel verf op. So ek vee dit nou maar net af laat hy baie minder is en sorg dat daar nie klonte is nie. En dan begin jy, en ek hou van sirkelbewegings. Daar's mense wat hom tap, dit kan ook werk. Vir my is die sirkelbeweging net bietjie vinniger.
So, al wat jy dan nou doen, is jy stencil, en as hy droog word, kan jy net weer tap, en weer afvee. En onthou, hoe droër jou kwas is, hoe beter gaan jou stencil uitkom. As jou kwas te nat is, gaan hy bloei. So ek probeer maar altyd, jy kan liewer 2 of 3 lae opsit, as wat jy dit probeer in 1 laag doen. Nou daar kan julle nou al sien, is die eerste deel, en hy het baie mooi uitgekom. So, en dan, en dan al wat ek nou doen, is, ek vee nou net om 'n bietjie skoon met 'n wet wipe. Ja. En nou wil ek graag die groter blare bietjie definisie gee deur skakerings van groen te gebruik. So al wat ek nou gaan doen is nou skuif ek weer my groot blaar, dat hy nou presies is op die, ekskuus, ek met my lappie hier sit. Dan gaan ek nou net weer plak, dat hy nou nie kan skuif nie. Goed, en nou, wat ek gaan doen, ek het sommer 'n ou plastiese bord wat ek gebruik as 'n palet. Nou wil ek bietjie speel met verskillende skakerings van groen. Hierdie is die Americana avocado. So ek gaan nou net van hom 'n bietjie uit. En dan hierdie is die Seaweed Shore van iShack. En dan het ons nog 'n donkerder kleur, wat dan die Antique Teal is, ook van die Americana verf. Want hy is meer 'n blou turquoise een. Nou goed, hierdie is my klein stencil kwaste, wat ek onlangs gekry het om te toets, en dit werk verskriklik lekker. Dit word eintlik gebruik vir as jy miniatuur goed bou, en jy wil dit verf, dan gebruik jy hierdie stelletjies. So ek gaan nou maar begin, en elke kleur gaan sy eie kwassie hê. So ek gaan nou maar begin, eers begin met die seaweed ene. Maak ek hom ook net droog. En dan gaan ek gaan die ligter kleur van die klomp, gaan ek nou in die binnekant sit. Goed julle, ek is nou klaar met hom, en ja, daar is hy. Ek het, soos julle kan sien, is hy nou klaar gedoen met die 3 kleure. En ja, dis nou ons nuwe palmtak stencil. Dan al wat ek nou sal doen, ek gaan 'n bietjie wag laat hy ordentlik heeltemal droog word en gesettel het. Dan sal ek hom seël met 2 lae van die Hada Snails. En ja, daar is jou see geïnspireerde branderplank, wat jy dan nou kan gebruik soos wat jy wil.
ek sal hom seker maar net aan die buitekant van ons seehuisie ophang, of miskien sit ek wel 'n haak op vir ons strandhanddoeke. Maar ja, as jy enige van hierdie produkte navraag oor het, julle is welkom om my te skakel, en dan ja, sien uit na die volgende video. Lekker dag julle, bye bye!